Ons Vader wat in die hemel is, ons dankie vir hierdie mooi nuwe dag wat U vir ons gee. Dankie dat ons vanmôre ook voor U kan neerbuig, die magtige God. U wat die winde U boodskapper maak. U wat heers oor die donderweer, oor heelal. Voor U val ons in eerbetoon neer. Want U is die grootte God, die skepper en onderhouer van die heelal. Dankie dat U ook na ons gekom het in U Seun, ons Here Jesus Christus. En dat ons ook weet U is by ons en U woon ook deur die Gees in ons. U wat deur die Gees U woord laat skryf het en U wat ook deur die Gees vir ons help om lig te kry op U woord. En as ons vanmôre saam lees uit U woord, is dit ons gebed dat U vir ons helder lig sal gee. Dat ons sal hoor wat U alles vir ons wil sê. Dat ons ook in ons denke sal vernuwe en dat ons in ons dade ook sal verander en optree. Amen. Ons gaan twee redelike lang gedeeltes lees wat regtig, mens kan amper sê, magnifieke gedeeltes van die Bybel is. En dit is Johannes, sy proloog, die inleiding in Johannes se evangelie, en dan ook wat baie ooreenstem daarmee in Kolossense 1, wat vir ons vertel van Jesus wat mens geword het. En kom ons lees dan, ek lees hier uit die 1983 vertaling, in Johannes 1 van vers 1 af. In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis. Die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Daar was 'n man wat deur God gestuur is. Sy naam was Johannes. Hy het gekom om te getuig. Hy moes getuig van die lig, sodat almal deur hom tot geloof kon kom. Hy was self nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die ware lig wat elke mens verlig, was aankom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld. Die wêreld het deur hom tot stand gekom, en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het na sy eiendom gekom, en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie, nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Johannes getuig van hom en roep uit: Dit is hy wat ek bedoel het toe ek gesê het, hy wat na my kom is my voor, want hy was voor my reeds daar. Uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang. God het die wet deur Moses gegee. Die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Niemand het God ooit gesien nie. Sy enigste seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, die het hom bekend gemaak. En dan blaai ons na Kolossense, waar ons 'n paar verse uit Kolossense 1 voorlees. Wat ook gaan oor die rol wat Christus kom speel en steeds speel. Kolossense 1 van vers 15. Die Seun is die beeld van God
wat self nie gesien kan word nie. Die Seun is die eerste, verhewe bo die hele skepping. God het deur hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is. Alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie. Konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders, alles is deur hom en vir hom geskep. Voor alles was hy al daar en deur hom bly alles in stand. Hy is nog steeds Christus, is die hoof van die liggaam van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan. Hy is die eerste, die een wat uit die dood opgestaan het, sodat hy die eerste plek in die heelal inneem. God het besluit om met sy volle wese in hom te woon en om deur hom alles met homself te versoen. Deur die bloed van sy seun aan die kruis het hy die vrede herstel. Deur hom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. En luister net weer na vers 19 van Kolossense 1. God het besluit om met sy volle wese in hom, dit is Christus, te woon. Nou liewe gemeente, soos ons nou vanmôre baie mooi in beeld sien daar met die mooi doek en ook die prentjie met die kerse en die kerse hier, is dit vandag die begin van die inleiding, die Adventtyd. Advent wat oorspronklik beteken koms. Die koms van Jesus Christus, die groot verlosser. Ons begin nou die seisoen waarin ons voorberei op Kersfees en dit lei natuurlik tot Paasfees en Pinksterfees. Alles begin van nou af met ons vieringe. En nou is die groot vraagstuk waaroor mense deur eeue wonder, hoe is dit moontlik dat God ook mens is? Het God opgehou God wees toe Jesus op die aarde gebore is? Of het hy weer toe hy opgevaar het, opgehou om mens te wees en toe weer God geword? Dis die wonderlike boodskap wat ons vanmôre hoor uit Johannes en ook uit Kolossense, dat Christus terselfdertyd mens en God is. 'n Ryk weduwee van New York, wat geen erfgename gehad het nie, het vir haar prokureurs baie groot hoofbrekens besorg. Sy het haar totale boedel bemaak aan God. En die prokureurs moes nou rondskarrel in New York, oral om nou uitvoering te gee aan hierdie laaste wil van hulle kliënt. En uiteindelik toe die prokureurs nie verder kon vorder nie, het hulle verslag ingedien. Ons het gesoek, maar ons kon God nêrens vind nie. En liewe gemeente, is dit nie wonderlik dat ons vanmôre hier in Johannes en in Kolossense ons hele wese weet, dis nie waar nie. Iemand het gevra, waar is God? En die bekende prediker Charles Spurgeon het gesê, draai dit om, waar is God nie? En so het Christus dan in die wêreld gekom. Hy het geword wat ons is, het iemand het so mooi uitgedruk, sodat ons kan word wat hy is. Hy het mens geword, sodat ons uiteindelik ook saam met hom soos hy kan wees. En nou word daar groot woorde gebruik, die inkarnasie en die vleeswording van Christus. Die teoloë deur eeue daarmee geworstel en al amper 500 jaar na Christus, in die jaar 451 na Christus, was daar 'n kerkvergadering, die konsilie van Chalcedon. En daar het die kerkleiers 4 woorde identifiseer wat vir ons so baie help om te verstaan hoe kan God ook mens wees en hoe kan Jesus terselfdertyd mens en God wees.
Soos wat ek nou koffie maak en ek gooi die melk by, voeg ek twee elemente by mekaar. Maar ek kan nooit weer die melk uit die koffie uithaal nie. En dis wat die kerkvaders gesê het. Christus se twee nature, God en mens, is onvermengd, onverdeeld, ongeskei. Dit is net daar. Christus het as mens na die aarde gekom. En Filippense skryf dit so mooi in Filippense 2. Hy het hom neergedaal, hy het nie vasgehou aan sy hemelse heerlikheid nie. Hy het dit prys gegee om mens te word soos ons. En hy het tot die dood toe was hy gehoorsaam. Ja, die dood aan die kruis. En natuurlik weet ons, hy het ten volle mens gewees, uitgesonder die sonde. Op so 'n paar plekke sien 'n mens 'n prentjie oor Jesus. Een van die mooiste prentjies van hom is waar hy huil by sy vriend Lazarus se graf. Hy het menslike emosie beleef. Na sy opstanding uit die dood vind hy sy disippels daar op die strand. Hulle vang vis en hy sê vir hulle hy is honger. Hy eet saam met hulle. Hy het selfs kwaad geword daar waar hy die tempel gereinig het. Hy het ten volle Christus, mens en God gewees. Immanuel lees ons van in Jesaja en uiteindelik weer in Matteus 2, waar die voorspelling kom, die maagd sal swanger word en sy sal 'n seun in die wêreld bring en julle moet hom Immanuel noem. Immanuel wat beteken Immanu, God met ons, Immanu, hy woon by ons, wie God Immanuel. Ons hoor ook die woord inkarnasie. En ons hoor in die Wildtuin praat ons altyd van karnivore. En dit is dieselfde stamwoord van vlees. Vleeseters is karnivore. Christus se inkarnasie het ook in die vlees na ons toe gekom. En vanmôre dink ons aan die woorde Immanuel, God is met ons. En as Johannes hier skryf, is nou Johannes die skrywer, en ons hoor ook van Johannes die doper, van wie Johannes hier skrywe. Hy sê dat God het na ons toe gekom, en die oorspronklike woord wat hy gebruik beteken, soos wat ons uitkamp in 'n tent, en net tydelik in 'n tent bly. En die oorspronklike woord is eintlik 'n nabootsing van die geluid wat die seil maak, wanneer jy 'n tent opslaan. So het Christus net tydelik na ons toe gekom, en het weer na die huis van sy Vader gegaan, waar hy gesê het, is daar baie woonplek, en hy gaan hom vir ons plek voor te berei, sodat ons ook daar kan wees. En dan is dit so wonderlik, as Johannes, die skrywer hier praat, wat sy evangelie heeltemal anders aanbied as die Matteus en die Markus en die Lukas evangelie, wat meer woord vir woord vir ons beskrywe oor die koms van Jesus. Sê Johannes net, in die begin was die woord is Christus, die woord was by God, en die woord was self ook God. En dan sê Johannes, oor Johannes die doper, hy is net die een wat getuig. Hy is nie self die een wat moes kom nie. Hy getuig net van die lig wat sou kom. Jesus, die lig van die wêreld. En dan sê Johannes hierdie wonderlike woorde, wat aan die een kant nie heeltemal vir ons sin maak nie, maar hy sê, hy wat na my kom, is my voor, want hy was voor my reeds daar. Snap jy dit? Die een wat kom, die wat na my kom, hy is reeds daar, hy was voor my daar, want hy is nog van altyd af daar. En dan beskryf Johannes vir ons, dat Jesus as die lig van die wêreld kom. En vanmôre is dit so 'n mooi beeld waar dit donker in die kerk is, en net enkele ligte die duisternis verdryf. So het Christus gekom in die wêreld, mens geword om die duisternis te verdryf.
En dan skryf Johannes sy eie mense, sy volksgenote, uit wie hy gebore is, het hom nie aanvaar nie. Maar, die groot maar, almal van ons, wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag, die reg, die voorreg gegee, om kinders van God te wees. En is dit nie vanmôre wonderlik, dat ons hier kan sit en sê, maar, ek maak nie self daarop aanspraak, maar, dit is die aanspraak wat die Here vir my gee. As ek hom aangeneem het, kan ek teenoor die wêreld getuig en verkondig, dat ek 'n kind van die Here is. En dan gaan Johannes voort, in hierdie gedeelte, die pragtige Johannes Evangelie, en hy sê, niemand het nog vir God gesien nie. Selfs Moses kon hom nie gesien het nie. Die heerlikheid van God het net by Moses verbygegaan. En dan kom ons nou by Kolossense, wat 'n woord gebruik, wat mense in die rekenaartaal gebruik, icon. Christus, sê Paulus, is die ikoon, die icon, die Griekse woord van Christus. Kan ons dit vir ons voorstel, sê Paulus, dat God het in sy volle wese in Christus kom woon. En as ek dan nie vir God kan sien nie, kan ek vir Jesus sien, dan sien ek God. Dan sien ek die volle bestaan, die volle wese van God. En liewe gemeente, dis die wonderlike ding wat ons nou in die adventtyd, in die kerstyd vier. God het dit alles met een doel gedoen. Ook uit Johannes 3 vers 16, wat ons almal so goed ken, staan daar, God het die wêreld, die kosmos, so lief gehad, dat hy hierdie plan gemaak het, hierdie verlossingsplan gestuur het, sy seun Christus, wat as mens na die wêreld toe gekom het. En so dra Christus eintlik dan die familietrekke. As 'n mens met respek kan sê, soos ons in Afrikaans sê, die appel val nie ver van die boom nie. Like father, like son, soos die Vader, soos die Seun, draai al die kenmerke van Christus en van God. En nou, liewe gemeente, het ons die wonderlike versekering dat God met ons is. Hy het dit al oorspronklik aan Abraham beloof, ek sal vir jou God wees, en jy sal vir my volk wees. Hy bly getrou aan al sy beloftes. Ons het in die afgelope tyd in die eredienste en ook in die Bybelstudies baie gehoor oor die Here se interaksie met sy volk Israel en hulle ongehoorsaamheid. En hoe dat hy telkens moet optree, hulle straf, dinge vir hulle swaar maak, met een doel om hulle terug te roep. Dat hulle bekeer terug na hom toe. En daarvoor stuur hy dan ook sy seun na die wêreld. En ons het die belofte dat Christus met ons is altyd. Net voor sy hemelvaart, as hy sy disippels groet, dan sê hy, as hy hulle uitstuur, gaan maak nou disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en Seun en die Heilige Gees. En leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is met julle tot aan die einde. Hoe is hy met ons tot aan die einde? Immanuel. Hy het vir sy disippels voorberei, daar in Johannes 14, 15, 16. Hy gaan weg, en voor hulle hartseer kan word, sê hy, maar ek stuur vir julle 'n ander trooster. Iemand wat by julle sal bly, wat in julle bly. Soos Paulus dit vertolk, is ek en u, my liggaam, 'n tempel, 'n woonplek waarin die Heilige Gees woon. So naby is God altyd met my. Nou kom die vraag, as ek die belofte en die versekering het, dat God by my is daar 'n ander vraag, is ek by God?
En daar's 'n storieetjie van president Abraham Lincoln, dat by geleentheid het hy 'n klomp geestelikes, kerkmense ontvang in die tyd van die burgeroorlog in Amerika. En hulle wou by die president weet, wat 'n versekering het ons, dat God altyd by ons is, in hierdie moeilike tye. En hy het hulle geskok met sy antwoord, en sê, maar, dis nie so belangrik nie. En toe hy nou vir hulle mooi verduidelik wat hy bedoel, toe sê hy, die groot vraag is julle by God? En dit is ook vir ons elkeen in die Kerstyd, wat lei noodwendig tot Paastyd, Hemelvaart, Pinksterfees, is Kerstyd ook vir ons elkeen 'n tyd van selfondersoek. Om te dink, saam met die wêreld wat so bewus is van Kersfees met baie mooi versierings en so meer, wat beteken dit vir my persoonlik? Is ek verblyd daarin dat my Messias gekom het om my te verlos van al my sonde? Paulus het op 'n plek die hele evangelie as dit ware so saamgevat. 1 Timoteus 3 vers 16. En dit staan bo alle teenspraak dat die geopenbaarde waarheid van ons godsdiens groot is. As mens het Jesus in die wêreld gekom. Deur die Gees is bevestig dat die reg aan sy kant is. Aan die engele het hy verskyn. Aan die heidene nasies is hy verkondig. In die hele wêreld is hy geglo. En in heerlikheid is hy opgeneem. Ek wil graag afsluit met 'n verhaaltjie wat ek teëgekom het in 'n ou Duitse gebedeboek wat my pa tussen sy besittings was. So dis 'n bietjie van ou Afrikaans, maar ek wil dit vir julle voorlees. Die kerkvader Hieronymus het dit so ernstig opgeneem, die koms van die Messias wat daar in Jerusalem gebore is, dat hy vir die laaste 30 jaar van sy lewe voor die geboorteplek van Jesus gaan bly het. En in sy laaste dae het hy hierdie gebed geskrywe, wat nou 'n gesprek is met die kindjie Jesus. Hy sê, ag Here Jesus, hoe leef u, hoe hard lê u om my saligheidsonthalwe, om my onthaalwe? Hoe sal ek u vergeld? Hier dink ek hoe die kindjie my sal antwoord. Liewe Hieronymus, ek begeer niks anders as die sing van ere aan God in die hoogste hemele. En dan is dit weer Hieronymus wat sê, ek wil nog meer dink aan die Olyfberg en die kruis. Ek praat verder en sê, liewe Jesus, ek wil vir u iets gee. Ek wil al my goud vir u gee. Die kindjie antwoord, dit is tog maar myne. Ek het dit nie nodig nie. Gee dit vir die armes, dit sal ek aanneem, asof dit vir my is. Dan praat Hieronymus verder, dit wil ek alles doen, maar ek wil tog vir u self iets gee. Anders moet ek van leed sterf. Die behoefte om iets te gee. Dan antwoord die kindjie, liewe Hieronymus, as jy tog so vrygewig is, gee my jou sonde, jou bose gewete en verdoemenis. Ek vra, wat wil jy daarmee maak? Die kindjie antwoord, ek wil dit op my skouers laai. Dit sal my heerlike taak wees, soos Jesaja voorheen gesê het. Toe begin ek bitterlik te ween en sê, kindjie, liewe kindjie, hoe het u my hart geroer? Neem weg alles wat myne is. Gee my wat u sin is. So is ek los van die sonde en seker van die ewige lewe. En liewe gemeente, hier aan die begin van die Adventtyd, Kerstyd, Paastyd wat sal volg, is dit die geleentheid wat ek
dit wat aan my behoort aan die Here kan gee. En dit is nou my sonde. En dat ek kan ontvang wat hy vir my wil gee, die belofte en die versekering van die ewige lewe. Mag die adventtyd, 4 Sondae nou voor Kersfees, die Kerstyd ook vir elkeen 'n wonderlike tyd wees. As jy bevoorreg is dat jy kuiermense kry, kinders van die buiteland, waar ook al, geniet die kuier saam met hulle, bring hulle saam na die erediens toe. Jy het gehoor, Dr. John sê, hy wil graag die hele tyd van Sondag af, Jesaja 9, vir ons is 'n kind gebore, wonderbaar, raadsman, sterke God, hy wil dit graag met die gemeente deel. Bring u familie en vriende, mag dit vir elkeen 'n baie geseënde tyd wees. Amen. Ons Vader, ons dankie vanmôre dat ons die voorreg kan hê om vir ons in te stel op die groot gebeure van u wat u seun na die wêreld gestuur het, om u beeld ook na ons te bring. Here Jesus, dat u nie vasgeklou het aan u hemelse heerlikheid nie, maar dat u bereid was om mens te wees, en dat u ook bereid was om tot die uiterste gehoorsaam te wees, ja, die dood aan die kruis. Dankie dat ons ook vanmôre hoor, dat u die hoof van u kerk is, dat u die hoof van alle owerheid is, alle leiers, heersers, konings, presidente, ja, dat u ook bo alles hoof van die kerk is, dat u ook regeer oor die heelal. En ons wil vanmôre vir u sê, baie dankie vir die kerk waarin ons kan behoort, wat vir ons 'n geestelike tuiste is, waar ons u kinders kan ontmoet, waar ons saam u naam kan grootmaak met woord en lied en gebede. Dat daar ook mooi geleenthede is waar die gemeente by mekaar is. 'n Lekker ete gister, die jong mense wat mooi dinge saam doen, al die uitreik aksies. En ons wil vanmôre dan ook bid vir elkeen in die span hier, vir John en Louis, met hulle gesinne, en dan ook Lisa wat bykom, dat hy vir hulle ook sal seën in die Kerstyd, dat dit ook vir hulle 'n ryk tyd sal wees. Almal in die kantoor, en Riet, en Annemarie, en Hugo, buite op die terrein, al die aksies, 2 nuwe kerkraadslede vanmôre. As ons dink aan ons samelewing, wil ons vir u dank, vir die mooi dinge wat gebeur, ten spyte van slegte dinge. Dankie vir die wonderlike reën. En ons wil vanmôre dink aan almal in ons samelewing wat vir ons help. Al die dokters, terapeute, almal wat betrokke is by die administrasie van die mediese sorg. Ons dink aan hulle wat reg spreek, vanaf die regbank, regters, landdroste, aanklaers, prokureurs, advokate. Ons dank u ook as ons terugdink aan die skooljaar, dat u ons kinders gedra het deur 'n moeilike jaar, as leerdlinge, as onderwysers. En ons bid ook dat u elkeen sal seën met 'n baie mooi tyd van rus. En as ons nou uit mekaar uitgaan, dank ons u ook, dat ons op die dag van die Here rustig en stil kan wees, ook in voorbereiding vir die komende week. Amen.